Hartlike welkom by my kanaal. Julle, dit is my eerste video op YouTube. Ek love dit om mense te leer bak en brou. Ek is ook op TikTok. My kanaal se naam is Affordable Eats. Julle, ek het by my pa geërf. Ek love dit om lekker te eet met sy dit kosses, puddings, tarte en dan is ek ook 'n chocoholic, 'n cocoholic en 'n smokeaholic, maar ek weet wel moet vir niemand vertel nie. So vandag gaan ek vir julle wys hoe om sago melkkos te maak. Julle, dis vinnig, maklik en heerlik. So hierdie ene julle wat ek doen is, wanneer hy gaar is, skep ek 'n laagie sago melkkos, dan kaneelsuiker, dan weer 'n laagie sago melkkos, weer kaneelsuiker en dan los jy hom dat hy so rukkie staan, dan begin hy so te smelt binne daai sago melkkos. Julle, iets to die for. So kom ek wys julle hoe maak ek hierdie. So julle, ek het eers in my sago afgespoel soos rys, of jy kan dit deur 'n vergietes gooi, dan sit al daai sago in die gaatjies vas, maar dit maak nie saak julle, ek druk 'n vat 'n toothpick en dan druk ek dit net weer deur. So ek het 2 vol koppies sago in my mengbak en dit is al wat oorgebly van die 500 gram pakkie. En dan gaan ons by hierdie sago byvoeg 4 koppies melk. Julle kan enige melk gebruik wat julle verkies. Sorry, ek moet net gou 'n koppie kry. Ek het alles reg gekry, behalwe die koppie vir die melk. Sorry julle. En dan voeg ons die melk by. 4 koppies. 1, 2. En soos julle kan sien, ek is 'n linkerhand. Nou gaan hierdie staan vir 10 tot 15 minute. Julle, hy hoef nie 'n halfuur of 'n uur lank te staan nie. So hy gaan nou staan dat hy net week en dan apart in my maatbeker gaan ek 'n kwart koppie kraanwater byvoeg. 2 eiergele. Julle, ons gaan nou die eierwitte gaan ons styf klits, want hulle word dan as die pudding reg is, gaan ons die styf geklitse eierwitte net invou. En dan voeg ons by 2 eetlepels margarien. Ek gebruik sommer Rama, julle, ons love Rama. 2 van hulle. Dis lekker Vrydag hier so in die Kaap. Ons sien altyd uit na 'n naweek. En dan voeg ons by 2, sorry julle, ek sit myne in houers, 2 opgehoopte eetlepels vlaapoeier, wat custardpoeier is. 1, 2 en dan ook 2 opgehoopte eetlepels koekmeel. En dan 'n halwe teelepeltjie sout. En dan gaan ons hierdie net deurklits tot ons 'n pasta het. En as hy bietjie styf is soos hierdie julle, kan jy net nog 'n bietjie water byvoeg. Want die deeg moenie te styf wees nie. So ek gaan nou vir julle wys hoe moet hy lyk. Dan net gaan goed deurklits. Kry sommer 'n workout ook vanoggend. So dis hoe die deeg moet lyk julle. En dan gaan ons nou 4 koppies melk in 'n potjie gooi. Dit gaan op die plaat en dit moet net lauwarm word. En dan gaan ons hierdie vlaamengsel bygooi en dit aanhoudend roer tot dit kook. So die melk begin nou warm te word julle, dan voeg ons net daai vla mengseltjie by. En ek het my plaat op nommer 5. En nou gaan ons dit aanhoudend roer tot dit kook. So vinnig en so maklik. Net sorg dat ek alles uitskrap.
Ek moes eintlik my spatula gevat het julle, want hy kan 'n bak dan vir jou leeg skrap. Sorry julle, en onthou ook om my saagmengsel, as hy gestaan het vir 10-15 minute, om dit ook by te voeg en dan te klits tot dit kook. Amper maak ek 'n blapsie op my eerste video, dan het julle melkkos gehad sonder sago. Ek het al gesê, iets is nie, lyk nie vir my reg. Maar moenie worry, ons sal niemand sê nie. So wanneer hy kook op, is hy nie so dik nie julle, maar wanneer hy lank staan, dan word hierdie sago ook lekker dik en dit bly heerlik. So julle, ek het my plaat begin op nommer 4 sit, dat hierdie sago nie brand nie, en as jy wil, kan jy 'n bietjie vanilla geersel ook byvoeg. En kyk hoe lekker dik is hy julle, hierdie sago is amazing. En ons, het dit genoem toe ons kinders was, para-eiers. En nou gaan ons gou daai 2 eierwitte net gou styf klits. Sorry vir die geraas julle, gelukkig is dit vinnig en dan gaan ons dit net invou. Net gou die draadklitser afskud. En daar is soveel verskillende sago's julle, die een met die appelkoeskonfyt in die oond, dis ook een van my favorites. Dan maak ek een met eidelmelk binne wat jy alles in een pot op doen en dit is net so lekker. En dan gaan ons net hierdie eierwitte invou. En sago kan jy ook gebruik as 'n verdikkingsmiddel soos mielieblom. Vou ons hom net goed deur tot jy nie meer die eierwitte sien nie. En dit ruik heerlik. En wat ek laaf van hierdie sago is, vir mense wat nie mag suiker inneem nie, hulle kan xylitol gaan byvoeg, daai suikersakkies of pilletjies, net soos julle verkies. En julle kan comments los, ek sal dit opreg waardeer, ek is hier om julle te help ook. Daar begin hy nou goed deurgemeng te word. So julle, dit is net ek en my man. So ek en hy eet die hele naweek aan hierdie sago pudding vir breakfast, vir aandete en as jy wil sommer vir lunchtyd. So dan skep ons 'n bietjie van die sago melkkos. En dan sprinkel ek van daai kaneelsuiker bo-oor. En dan skep ons weer sago melkkos. Julle, dit is heerlik met hierdie suiker so tussenin die sago melkkos. So probeer hom gerus en laat weet my wat dink julle van hierdie sago melkkos. Skep ons weer van die suikertjie bo-oor. En ek gaan myne los dat hy nou net 'n bietjie staan en bietjie smelt. En 'n bietjie verliefde. So julle, kyk net daar. Lyk dit nie heerlik nie? Nou vir die taste testing. Nou net in my mond brand net ou. En ek weet nie of julle mooi kan sien nie, hoe die suiker daar, ag ons skep 'n bietjie veel uit. Die suiker smelt so binne in die bakkie julle
Probeer hierdie gerus en geniet